Môre julle. Dit is bietjie weer terug by Klipdrif. Ek gooi net gou so 'n paar spoms op my koolwalk vis net om die visse so bietjie aan die gang te kry. Dotspot, hierdie ouetjie maak verskriklik mooi oop en dan natuurlik Kaizen Customs 13 voet met my Shimano Ultegra 14000. Gooi hierdie spoms soos 'n droom. Ek het ingeklip op 120. Sit hom daar op my merker en ons vang vis julle. There we go. Here we go. Op my merker. Dotspot in die water, so 'n paar van hierdie by Klipdrif. Gooi jou pitte daar want jy voer met pitte. Vang 'n vis. Lekker hier by Klipdrif Dam, saam met die Papgooi of Niks manne. Op my verjaarsdag, hulle het my spesiaal gebring. En soos julle kan sien, dit gaan goed hier op hierdie stadium. Ek dink ek het ietsie decent. So graag soos wat mense PB wil hê. Hoop ek regtig nie dis 'n PB nie, want ek het nie 'n groot PB nie, maar dis bitterkoud hierso. Het gaan hopeloos te koud wees om nou nat gegooi te word. Ek wil voor jou staan dat ek hom kan kyk. As hy? Gerrit, Ja. ek het nou die vis gesien. So moet hou jou handjies sag. Soek hom Asof jy met my girl werk. baie saggies. Ons het hom nou gesien, ons moet hom nou net in die net kry. Okay, goed. Oei. Jo, Yo. hou die lyn styf, dit erop. Nee, ek kan amper vir jou die net gooi. Ja, kan jy hom skep asseblief? Assai! Yesie. Kerels, baie dankie. Dis awesome. Jo. Voel jy raai nou? Nee, kyk, dis 'n vettie hierdie, hoor. Dis hoe jy 'n maandagooggend wil begin, hè? Maandagoggend op jou verjaarsdag. Kan dit beter? Nie baie nie. Gaan julle, ons sit nou hier op die unhooking mat. So hy is met 'n blou trein jumbo pit, wit pere by, ook op, met net 'n klein sagte floutie daarmee saam. Jo, kyk hierdie mooie. Dankie Neville, dankie Marnus, dankie Brennan dat julle my saamgenooi het en dan obviously vir Kaizen. Het die Kaizen stok en die Shimano het hom mooi uitgebring. Dankie julle. Hoor is so julle. Ons gaan net gou double check of dit 'n PB is. Ons moet daarom iemand dalk nat gooi vandag. Kaal uit, ons gaan hom gou teer, alles lekker, dan gaan ons gou die boelie weer. Okay. So julle, jy hang nie net, ons gaan hom net gou teer. Aan die kant hier, check julle. Nevy ek is kyk van die kant af, is hy op 0, is hy reg? Alright, chappies. Alright, hy is geteer. Mr. Gerard. En jy sê jy's 7.2, né? Ja, Jy kan bly wees. A beautiful 6.1 kg Kaap hier by Klippies vir die eerste vis. daar's hy. Laat ons so vinnig as moontlik weer hierdie enetjie in die water kry. Sy kom groot, hè. So jy kan huis toe gaan. Julle gaan sien, ek het 'n paar spoms gegooi daar op 120 en dan vat ek my Kaizen Customs. Klip hulle in op 125. Gooi dit net so agter die voer en dan wag ons so uur, dalk bietjie minder as 'n uur, dan vang ons beautiful vis hier by Klipdrif. Julle Klipdrif bederf vir ons, julle gaan ons nog 'n paar keer hierso sien. Ons is bietjie hier saam met Title Fishing vandag, saam met Neville Voort. En meneer Gerrit daar agter, verjaar vandag, so ons hom bietjie gebring vir groot vis. Hy het nou 'n beautiful 6 kg Kaap geland.
En hierdie buitestok vir my, dis nou sy tweede byt. Beautiful run, ons gaan nou kyk hoe lyk Sissie. En dan gooi ons hom net weer terug in die dam. Kaap is hierso nog 'n beautiful klipdrif kaap, julle. Neville volg hom bietjie daar met die kamera, te lekker, hy raak nat vir my. Hy vis soek so 'n stukkie van hom. Brendan gaan hom vir ons net, dan kyk ons hoe lyk hy. There we go, in die net, nog 'n vet klipdrif Sissie. Yo! Soe. Julle. Check daai vet Sissie. Maar ons het geweet hoe sy wegtrek. Oef. Yes, julle. Daai is 'n bietjie. Ons gaan hierdie Sissie ook weeg, maar daai is 'n stuk vis. Lekker klipdrif. Check hoe mooi het daai VMC 7102 nommer 6 hoekie daai vis gehaak. In die skerre waar jy hom moet haak. Beautiful, julle. Hierdie is 'n klipdrif stukkie monster. Joes. Julle, die skaal is nog geteer nou van Gerrit se vis. So kom ons haak gou hierdie Sissie. Kom mooi. Right, let's lift it. You 8.4, 8.3. As hy julle. Wat sê jy, Nevi? Baie nice, well done. 8.4 stukkie klipdrif magic. There we go. Julle, ek kan nie meer vir julle sê wat Witperreby vir ons doen nie. Hierdie goeters is insane. Rochelle, Jumbo, Witperreby. En dan natuurlik paar lekker bloutreinpitte. Kom na klippies toe. Ontvang jy. Oi, dit kon net mooi. Sulke sissies. 8.4 magic by klipdrif. Lekker word ons weer bederf, maar stout. There we go. As hy julle, ons neem 'n paar beautiful foto's hier vir Total Fishing en Papgooi of niks. Julle, what a beautiful specimen wat ons nou net hier by klipdrif uitgetrek is. Is nou ons tweede keer hier. Unhooking mats, julle, altyd belangrik vir hierdie mooi visse. Laat hulle veilig bly. Mooi vinne plat hou. Yes, julle. Word ek weer bederf by klipdrif vandag. Stukkie Witperreby, bloutreinpit met 'n plain geel floutie. Ons nou vir julle 'n bait presentation doen. Maar julle, check daai beautiful vis. Goeie genade. Ons maak net gou 'n bietjie foto's vir 'n bietjie memories en daar gaan ons. Okay, vas. As hy. There we go. Daar sy veilig terug in die dam. Julle, check hoe mooi is daai. Jo. Genade. Baie dankie Kopie. Word ons bederf. Kom sy terug vir nog 'n swentjie. Ander kant toe Sissie. Nevi, sal jy haar net gou daar help asseblief? Draai net haar kop na die regte kant, ja. Sy is so lief vir boule en sy kom terug vir nog. As julle, hierdie is die stroppe wat ons gebruik, daai bokkie stroppe met die micro spring. Love hierdie stroppe, hierdie goed goeie myl. Hulle vang vis. Dit is ons absoluut gunsteling stroppe wat ons gebruik. En soos julle kan sien, net klaar 'n bolletjie op daai nou opgesit. Kom ek wys julle gou hoe vang ek daai visse julle. Net 'n kleiner pit kry, so ek vat my botteltjie Jumbo bloutreinpitte. Dan soek ek letterlik die kleinste pytjie wat ek kan kry uit die bottel uit. Daai enetjie, check julle, gaan julle nou hierdie pit wys julle. Kyk daai pit op my vinger. Dis 'n sample van 'n pit. Dan vat ek sy voorkant, breek ek hom so oop met my naal, hy maak die pit bietjie sagter, laat die flavour bietjie uitkom en hy maak hom bietjie meer buoyant. As jy die mieliepit so oopbreek, dan maak hy amper net 'n skilletjie. So ek haak hom net so in die agterkant deur. Laat die hoek baie mooi exposed is, so die meeste van die pit sit aan die buitekant van die hoekie. En dan vat ek een van my gunsteling floats wat ek by die ene meneer voortgeleer het. Dis ons niks beter as 'n plain sagte geel floutie nie. So ek vat 'n klein sagte geel floutie. Haak hom skien hoekom ook net so, gaan julle nou wys, laat die meeste van die floutie ook so aan die buitekant sit. En dan vat ek daai ouetjie met die ronding en ek druk hom net so saggies terug in die bal. Dis hoe hy sit. En dan natuurlik Jumbo Witperreby, klein bietjie. Net so dippie, smeer hom net so. En dis hoe hy dam toe gaan.
So ek vat my 12'6" Kais en Custom, die wind is nou lekker in ons gesig in. So hierdie stok val omtrent op so 125, 120 daar rond. Ek het nou daar gevoer met die spom. Kom ons kry die stok terug in die water. Vang ons nog een. As hy, daar's nog Kais en Custom op sy plek, reg vir nog 'n byt. Guys, moenie julle stokke wegpak in die winter nie, want sulke goed gebeur in die winter. Dikvis. Ek gaan nou die klip slaan. Kyk julle, ons gaan nou met vinnig werk hier. Hy gaan nou die klip slaan en dan gaan ons hom moet uithaal. Wat sê? Okay, hy gaan nou die klip slaan en dan gaan ons moet beweeg. Okay, nee. Dit lyk of ons hom kan wen. O, jemmel. Julle is mooi karpe by Klipdrift. O, jene. Jo. So ons is nog steeds van laasweek af pit met 'n floutie voor, wit perde by en bass al die pad. Ek het nou lank gewag. Hierdie stok het seker 2 ure gelê. Maar as hulle so voel, dan gee ons nie om nie. Voel soos regtig 'n mooier karp. So kom ons kyk hoe lyk dit. Dit is 'n visueel winter. Dit is koud. Dit was vanoggend, die gras was geryp toe ons hier aankom. Hierdie stok het oor die 2 ure gelê. Maar die resultate, hierdie dam sit soos 'n lig aan sodra dit koue raak. Hierdie groot karpe wat hier in die vlakker water kom speel, absoluut mal. Klipdrift is definitief 'n destination venue in die winter. So wanneer 'n mens jou aas vir 2 ure los en jy vang sulke visse, is dit absoluut die moeite werd. Mense moenie bang wees om mooi stok bietjie langer in te los nie. En haal mens hierdie tipe outjies uit. My bro. Pow! So wat awesome is van hierdie dam, julle sal sien hierdie karpe se lippe is bietjie dikker as gewone damkarpe en dis oor hierdie bodem geweldig hard is, hier's baie klipbanke en dit help ook met jou aas presentation. Oor die bodem so skoon is dit lekker om hier bottom baits te gebruik, soos 'n mielie wat bietjie groter en swaarder is, want hulle voer definitief op die bodem en hierdie bodem is so skoon, jy weet jou aas present as hy daar val. Dis rarig. Wanneer jy klein goedjies reg doen, is Klipdrift 'n awesome venue om te fish, veral in die winter. Ons gaan nog 'n helse lekker tyd hê. Sissie, ek het nou Marnus se een se baba sissie gevang. Maar hierdie is die kleinste karp vir die dag sover en dit sê vir jou alles wat jy moet weet wat om van hierdie trip te verwag. Wat sê? So hierdie is die stroppie wat ons vandag gebruik. Dis 'n 30 gram bokkie weight micro spring met 'n VMC 7102 size 6 hoekie. Daai hoeke se hoekholds is crazy. So wat ons gebruik is 'n Victory pit van Legends. Dis 'n lekker sterk Vicks float pit wat so dit ek dink die flavour maak te veel saak nie, maar ek dink dit is belangrik om 'n sterk geur te gebruik. Maak my vingers nat laat ek 'n lekker. Hier is die nuwe harde Kechu flouties van Jumbo. So ek vat 'n lekker kleintjie van hom. Sit voor daai pit. Dit maak nie die aas buoyant of laat hy opstaan nie, maar dit maak hom lekker lig. Wanneer die karp hom vat, tel hy lekker vinnig van die bodem af op. So kom ons haak gou daai floutie saam met die pit. Druk net die weerhakie terug in die bol in. Net die weerhakie. Asai. Dis die storie. En dan natuurlik, julle ken die ou dientjie, Besie Bass, 2 spuite met 'n piggy pomp. Al hierdie goed is by Total Fishing beskikbaar, by the way.
As jy wonder waar om dit aanlyn te koop of sommer net in te stap. Dis hierdie wit parabel is al amper klaar. Sy. Lekker groot, kyk hoe smeer daai soos verf aan. Lekker baie, hierdie bol gaan lank lê. Ek kan enigiets van 1 uur tot 3 ure lê. Soms maak seker ons genoeg van ons dat dit lekker lank op die koel kan wees. Okay julle, hier is nou die lekkerste deel van die dag. Reguit dam toe. Op sy plek. Ek is op hierdie stadium nou weer 'n keer aan. Dis so 5 minute nadat Brendan syne uitgetrek het. Ek moet bieg, hierdie voel soos 'n baie decent ene. So die vis is definitief besig om 'n bietjie in te kom. Mr. Gerard, is hierdie lekker? Hierdie is bitter lekker. Dis bitter lekker. Waar is dit lekker? Kyk hierso. Waar is dit lekker? Dis hier lekker. Dit is hier lekker. Lang mannetjie karp. Sy. Mooi man. Mr. Gerard. Wat 'n vis. Dis hy. Great stuff. Yes, like it. There we, Kom hier, Fetty. there we go. Daar sien jy Die unhooking mat. Laat ons is. Ons gaan nou weer. Ons het nou die unhooking mat aan die kant toe geskuif. Ons gaan hom maar nou weer terugbring hierdie kant. Hoekom? Want ek Wag, ek gaan haal hom gou. Julle, nog 'n amazing oggend hierso by Klipdriftdam. Kyk, ek's 'n groot voorstander vir 'n ou kaggeltjie. Maar los die kaggel. Kom vis eerder bietjie. Dit loop mooi. Yes, kyk hierdie lekker dik klippe. Proper. Okay, nou moet ek net proper kan uithou. Daar's. Lekker WMC. Yes, julle kyk hier. Kyk hierdie mooie. Ek dink nie hy swaarder as my vorige een nie. Maar kyk wat so mooi vis. 2 op 1 dag. Dis amazing. Gee hom 'n swinkie. Ja, ons skat nie sleg. 6K on the dot, julle. There we go. Bada boot. Nog 'n 6 kilo kaal. Kom ons stuur hom terug. Sodat ons kinders hom ook weer kan kom kry. Sy. Trofet. As jy julle hoor hierso, ons het 'n paar mielies gekook wat ons inspom, maar belangrik vandag, ek het nou 'n paar buite op my kol gekry. Nou gaan ek hom weer optop met so 3 of 4 spoms, paar gekookte mielies en dan natuurlik saam met hulle gooi ons 'n paar true feed pellets. Die 6 mil mais pellets. Dit gee die visse net so bietjie ekstra voer, hierdie pellets sink. Top hom net weer so op met 'n paar mielies. Maak 'n spommetjie toe. Waar gaan hy? Hy gaan dam toe. Gaan my spot net weer bietjie optop. Gaan nou vir julle die voer wys. So kom ons kry 'n paar spoms in die water, vang ons nog 'n paar visse. Om te spom maak dit net soveel makliker om baie dun spombreid op jou katrol te hê met 'n breid leader en dan natuurlik kan jy hom nie gooi sonder 'n gooi vinger nie. Om GP en 11 vingerhoetjies, daar is nie beter nie. Dink ek sit met 10 van hulle in die kar, is mal. So ja, maar vir spomdoeleindes, dun spombreid op jou katrol, 50 pond leader, dat jy daai ding kan gooi. Jy moet 'n spom gooi met effort. So ja, vingerhoed, dun spombreid, breid leader, daar gaan jy. En natuurlik 'n spom. So, there we go. Daar's die pellets. Paar mielies. Maak vir Klipdrift. Ons gaan nog een.
Julle, soos julle kan sien, wag ek laat my spom mooi stil hang. Ek lyn op met my merker, gaan hom gooi, een lekker groot tree vorentoe, hom gooi en wag tot hy die klip slaan. There we go. Julle, met hierdie 13 voet Kaizen Custom, hy voel niks vir daai spom nie. 120 hoog in die lug geklip. Ek dink ek gooi hom eintlik nog ons bietjie te hard in die klip, maar dis okay. Maak seker hy kom daar. So ja, julle, ek top my swem so klein bietjie op met 'n paar spoms en dan vang ons weer 'n lekker klip terug dikke. Kyk eens maar wat so langetjie sit jy daar. Op seker sê jy. Voel hy brawie? Asa julle, uiteindelik, ons staan aan die ander kant lekker in braai, soos mens doen as mense by 'n lekker dag by die dam is. Soen hierdie XR alweer die mikke. Ons het 'n rukkie gewag, die visse het bietjie stiller geword. Paar spoms weer op die plek gegooi en dan seker so 'n uur later, hulle tel so lei op en dan hou hulle net aan gaan en gaan en gaan. Dit is beautiful julle. So ja, na rukkie se gewag, nog 'n lekker visie aan. Ek gaan nog 'n rukkie vat om hier te kom. Maar hey, ons gaan nou sien hoe lyk hy. Los ons almal daar vir Brendan alleen op die braai. Hy is nou in sots van die braai. Ons moet eet. Van ons moet vis vang en van ons moet eet. Dis julle, hierdie 12'6" Kaizen Customs is net gebou vir visvang. Harde backbone, sagte punt om daai vis mee te speel, dit is net amazing. Gooi hom 'n myl en dan speel jy hierdie karpe met 'n klein hoekie soos 'n droom. You see. There we go. En daar's nog 'n sissie in die net. Doef, doef. Lekker julle. No. Julle, Neville wag nou vir 'n byt heeldag lank. Hy help my daar skep. Die braaiers en die kosmanne staan nie by sy stokke, sê nie vir hom. Polisman is ook al weg uit die dam. Neville kap hom nou. Ek dink so, ek het so 'n groot sinker hier aan. Ek dink nie dis so karp nie. Om eerlik te wees. Alhoewel, ja, hy's definitief aan want hy swem met 'n spoed na regs. Hier na Brendan se lyne toe. Ek jammer dat ons nie 'n polisman sien gaan nie. Ja, nee, mense kan julle ook niks vra in die lewe nie. Ek wonder of is die vleis nie ook gebrand nie. Hè, Brendan? Ek weet Brendan is nog besig. Maar thanks julle. Baie dankie, hoor. Dankie vir die vleis. En sy kwai. Ek het 'n bottom gegooi hierso met 'n 70 gram sinker en ek het hom nogals 'n goeie shot gegooi, hoor. Ek het hom lekker hard gegooi. Ek deur op die oppervlak kom hy op. Julle sal dit nou nie kan sien nie. Maar hy is redelik ver regs. Op die trek op die. Maar ja, hierdie bottom het ek net gegooi met 2 plain flouties met 'n soet wedegie agter. Klein skilletjie op die sinker. En dan moet julle dood eerlik wees, ek kan nie onthou, ek het iets gedip, ek dink ek het net groen karamel gedip, daai van my. En toe gooi ek hom 'n lekker shot. En hy het seker so 'n uur gelê nou. En dit is actually my eerste byt van die dag, wel my tweede byt van die dag. Die eerste een het vasgehak en ongelukkig afgebreek. Maar hier het ek daarom nou ene. So ek gaan hom nou net mooi speel, want hier is 'n klein bietjie hakplek hier na links. En met die wete dat ek nou nog 'n bottom hengel, sleep ek 'n groot 70 gram sinker ook nou nog saam. So dis nie ideaal nie, maar dit het my darm die byt gekry. So kom ons kyk wat gebeur. Dis nou daar soos die wat ek sien nou weer agter geraak, dis ek nou net moet vat. En jy het vir Neville.
Ja, jy moet nie my vis misskep nie. Ja, maar dis nou presies. So nou moet ek Nie my enigste vis vir die dag nou nog kom misskep. enigste vis, so ek moet nou skep. Nou. Dis eintlik om my seun se vis af te skep, is ietsie anders dan Neville se af te skep. En jy ry saam met my, né? O ja, ek ry saam met hom terug huis toe. Of jy loop of jy ry. Hierdie bepaal als vir jou. Op jou verjaarsdag. Ja, ons het daarom hom nou, ons het hom onder beheer gekry want hy het kwai links geswem. Ja, ons is al weer op die buurman se. Ja, sorry buurman, ons moet hom hier voor jou huis kom skep terwyl jy nie hier is nie. Maar ek dink hier's definitief want hulle praat van hier was rietbosse wat hulle afgesny het hier. En ek het nou gevoel toe ek hier inloop, jy loop deur daai afgesnyde rietbossies. So hulle weet waar is die plek om hulle self te gaan losmaak. Maar ek dink nou nie hierdie ene moet nou so lelik wees met ons nie. Hier kom hy darm. Nou moet ek dan skep en kan video rekord. Ek het alle vertroue in jou dat jy vanmiddag gaan huis toe ry en nie stap nie. So hierdie bepaal als. Daar sy. Jy sien. Daar verseker Gerrit sy lift huis toe. En die mombakkies is van my gesig af. En nou kan ek hierdie vis fotografeer en dan kan ek ook lekker gaan eet. Daar sy. Awesome. Okay, so net om vir julle te wys, bottomstroppe vang ook vis. Daai is die onderste hoek. Die boonste hoek, kyk hoe mooi sit hy hier in sy bek. Watch also. Dis nommer 2 Daiichi. En hy het hom super mooi gehaak, lekker diep in die bek. Daar was hy uit. En daar was die vis. Hulle het almal sulke lekker magies in hulle. Hulle lyk soos party mense wat ek ken. Ag, ek gaan nou sommer lag op. Ek bedoel dit nie spesifiek gerig op enige iemand nie. As jy skoon jou pas trek of aan, nee. Nee, ek joke. Lekker mooi vis om die blank te keer. Klipdrift is aan die brand. Ek en Marnus het besluit ons gaan double up. Wel, eintlik het Marnus net 'n byt gekry en toe gaan neem ek hom af en toe. Hou niemand. Thanks, hey. Thanks vir niks. Toe hou hulle nie sy polisieman. Hou hulle nie my polisieman dop of Maar ja, niks nie. julle toe kom al weer 2 stunning visse uit Klipdrift uit. You see, Neville op 'n bottom, ek op daai bokkie rietvlei. Bada booms, lekker Klipdrift. Amazing, baie lekker dag. Super stout dag. Wel, ek gaan nog een gooi maak want ons moet nog eet. So Nou, ons gaan nou miskien eers eet. Ons gaan hierdie sissies terugsit, ietsie eet. Ons moet ook eet. En dan gou daai rots terugkry in die water en dalk nog so 1 of 2 van hierdie oudjies vang. miskien terwyl ons eet dan vang ek nog een wat so groot is as albei hierdie saam. Dis hy. Dis die storie. There we go julle. Lekker. Lekker soos wat dit is om hulle te vang. So lekker is dit om hulle te laat gaan en hulle weer te vang. So ja, dis hy julle. Amper, Gebruik altyd unhooking mat, laat jou visse veilig gaan, vang ons hulle weer. het julle gesien daar Marnus het amper my vis teruggesit, maar omdat syne groter is, het hy vinnig Vinnig. teruggeruil na sy vis toe. Sy. Okay, hier is die bottom waarmee ek nou daai vis gevang het. Standaard bottom, die sweltjies gly daar tussen 2 gummy stops en daar's 2 hoekies op. En dan het ek 'n 70 gram. Dan het ek 'n 70 gram sinker, nou hardloop hierdie stok. Daaronder plain sagte geel vlout met 'n wit deegie agter. En op die boonste hoek wat die vis gevat het, is 'n plain sagte rooi floutie met 'n wit deegie agter. En dan gooi ek hom maar net lekker hard oor my kop, seker so 140, 145 meter. Maar nou voor ek hom gaan ingooi, gaan ek nou eers daai vang. Sy. Sommige vinnig 2 buite, hè? Vang die hele dag niks en dan hier op die einde net voor ons moet ry. Dis nou die tipe van goed wat jy nou langer by die dam hou. Wanneer jy vir jou vrou gesê het, nee liefie, ons gaan 1 uur ry. Dan lag my vrou en sê sy, okay, ek sal dit sien as ek sal dit glo as ek dit sien, ja. Hierdie is die tipe goed, maar natuurlik is hierdie 'n goeie verskoning om laat by die huis aan te kom. So, solank dit so aanhou is dit lekker. Hierdie is definitief 'n baie kleiner vis, seker die kleinste een van die dag. Maar ek mind nie. Hierdie is, weet jy wat's hierdie? Marnus, hierdie is 'n tipiese klipdrift karpie. Dis 'n klipdrift karpie. Dis nou, Ja, dis wat jy normaalweg kry. dis nou hulle die wat jy kompetisies mee wen, gewoonlik daar aan die oorkant by die boer se plaas.
as jy 10 of 12 of 13 van hulle vang. Maar as die katrol sê zrr, wie sal ek nou wees om te sê nee, ek wil jou nie vang nie. Maar Tom, 'n byt is 'n byt. Die een hierna mag dalk 10 kilos wees. Kom ons gooi weer die stok in en vang hom. Tipiese klipdriftkarpie hierdie. Kompetisiekarpies soos as hulle genoem het in die ou dae. Maar ek vat hom enige dag as dit moeilik gaan, veral in die winter. Kyk, kom ons gaan daai bottom. Op daai boom sê hulle. Daai ding is mooi. Daai ding is lekker. Hier kom 'n 10 kilo, dan gaan we 'n worsrol eet en dan gaan ons huis toe. Nie Marnus daarvoor op 'n boot nie, nee. Nee, maar hy's amper al by die boer se gronde. Ek sê, hy's hier onderdeur. Hierdie is nou ons laaste minuut visie, dis die nagereg visie na die braai. Just my water run, beautiful. Hy is nog steeds aan die go. So kom ons kyk, ons is nog steeds op 'n mieliepit, nog steeds op 'n floutie, bass en witperby, heeldag. Die vis vat definitief vandag so 'n bietjie langer om te byt, maar dis oor die dam met regtig soos 'n spieël gelê. Jo, hoe kom hy op agter? Hoe kom hy daarom weer regs? Okay. Net kyk of ek 'n bietjie nader kan kry. Bottom nou weer. Ek het jou gesê ek moet hom nog een keer gooi, né? So julle sal sien dat die Riders of the Storm nou hier aan die linkerkant aan is met visse. Hulle het uiteindelik besluit om uit Marnus se swem uit weg te kom. Maar as jy nou opkyk, dan sien jy nou buig 2 Kaizen Customs in tandem. Jo. Lekker. Ja, weet jy min footage en video's hoe vis al buite van bottoms. Met bottoms te. O, is dit nou my lyn daai? Is hy nou weer op pad ander rigting? Ek dink uit my ander lyn. Tel gerou op my braaf, laat ons kyk wat ons hier kan doen. Oh, hy's nie naby nie. O, jy aan iemand te byt kry dan. Ek vermoed dit kan dalk wees. Ja, hy is besig om te byt by. Mr. Gerard, kom. Kom Bly doen nie. Man nou. Sê tog net dis my ander stok dat mense weet ek vang ook vis. Ek vat nou Brendan se ander stok. Okay, hy voel net ek moet nodig dat hy vir almal Davey, jou vis nog gerooi daar by Tom? Ja, nee, hy is nog diep in die dam. Okay, good stuff. Mr. Gerard, maak vas voor. Maak vas voor. Draai vas, rol hom styf kap. There we go. Daar's ons vir die birthday boy huis toe gaan geskenkie ook. Shit. Dit kom mooi daai. Hoor die Gerrit het die meeste vis vir almal vanoggend gevang en hy het nie een stok saamgebring nie. Beautiful. Mag moontlik. Ek weet nie wie gaan skep en wie gaan kyk nie, maar ja, dinge is besig om te gebeur hier by Klipdrift. Dis rol, wat Navy, Gerrit aan, Brendan aan. O. Hierdie karp is van die begin af geweldig kwaad. Hierdie Ultegra sê net ja. Dis al wat hy sê. Net ja. Sjoe, braaf. Brawe, jy het 'n juk ding aan hier. Pragtige vis. Of ek het hom in die stert vind gehaak of is regtig mooi. Ons sal nou kyk, maar hy's swaar. Van die begin af was hy swaar. Ja, jy kan dit sommer net voel as jy hom vasmaak, ou. Voel soos 'n ordentlike vis. Voel soos 'n vis, ou. Joe. Julle moet sien hoe stadig kom hierdie vis aan. Dis regtig 'n billetjie. Is dit 'n mooie brawie? Jojo. Jojo.
kyk, ons gaan kyk hoe lyk die ander manne se visse. Jessie, hoor kom. Well done my braaf. Yes. Oh, 'n lekker vetie. Jessie, julle Brendan se goon, Gerrit se baba, Yo. Neville nog in die dam besig om syne ook te speel. Dis chaos nou hier by Klippies. Jessie. Neville, wat sê jy? Dis so maandag moet wees. So julle het nou gesien toe ek hierdie bottom gelaai het en die aas en alles en toe ek hom gegooi het. En ek dink nie hy het 15 minute gelê nie, miskien 15 minute. En toe trek hy daar weg en hierdie voel regtig na 'n baie mooi vis. Ek dink net daai klein bietjie ekstra afstand het 'n groot verskil gemaak. So ek dink in die winter moenie bang wees om een stok jou gewone gly rietvlei strop te gooi. Veral soos wat Marnus julle gewys het met daai bokkie sinker, hy trek verskriklik goed deur die water. En dan die ander ene, dan vat jy hom met 'n bottom en jy gooi hom so ver en so hard as wat jy kan. Jy het niks om te verloor nie. Inteendeel, jy het alles om te wen, soos wat ek vandag gedoen het. Ek meen ek het definitief my twee grootste visse vir die dag op die bottom gevang. So, gee dit 'n go, laai hom, gooi hom met confidence, dit werk. Kyk, hou vas. So kamera. Wow. Neville, Gerrit, almal aan die vis. Daar hardloop my stok ook. Julle, dis nou middag mayhem by Klipdrif. Dis crazy. Hierdie stok van my het lank gelê. Maar hey, ons kan nie kla nie. Visse, man. Om 'n dubbelhak het. Een hoek in die stert, een hoek in die bek. So ek het hom gehandsak. So hy voel baie groter as wat hy dalk is, maar is nog steeds 'n mooi vis. Ja, een hoek in die bek, een hoek in die stert. Maar nog steeds 'n mooie. Baie mooi vis. Om die dag mee af te sluit. Watch net hier. Dis lekker vis hierdie, watch hier. Amazing. 'n Bottom binne. Kyk, ek kan Neville het my geleer, jy gooi eers jou stok in dan byt. absoluut. Die vis byt nou eers lekker want die wind waai mos nou en ons wil mos nou oppak en huis toe gaan, so dan byt hulle mos nou op hulle beste. Maar hierso is ons triple up, ons het eintlik 'n quadruple gehad, maar is daar agter die kamera het ongelukkig syne verloor. Maar daar's myne. Kyk hoe mooi is Brendan se. Iemand het hom gebrand. Ek wil net sê. Ek is gewoond om 3 in 'n ry die kleinste te wees. Is daar nog steeds in die middel? Dis 'n hele Klipdrif dam Wit perre by. het ons alweer bederf. Wit perre by soos hy sê, ek het net groen karamel met 'n bottom en Gerrit kan nie comment op die aas nie want hy het net 'n stok gevat wat daar klop. Ek steel maar net 'n stok hier. Maar dis 'n birthday boy se persentjie daai. Dis hy lekker. There we go.